Baie welkom by vanaand se program Fokus. Ek is Pieter Kloete en my gaste vanaand is Pieter Jordaan, hy is die hoof van nuus en publisiteit by Solidariteit. Pieter, baie lekker om jou te hê vir die eerste keer in ons Fokus ateljee. Dit is baie lekker om hier by Fokus te wees. Dankie Pieter. En dan telefonies het ons vir Jaco Klein, ons hoof van internasionale skakeling, wat ook by ons aansluit. Goeienaand Jaco. Goeienaand Pieter, lekker om julle te gesels hoor. Jaco, kom ek begin sommer met jou. Geef ons 'n bietjie van 'n oorsig oor wat tans in Iran gebeur. Ek weet Trump het ook nou letterlik, ek dink die laaste 3 of 4 ure terug gesê dat daar's nou moontlike ooreenkoms, maar die Ayatollah en Iran sê nee, dit is fopnuus. Wat is die nuutste? Ja, dis interessant. 'n Mens moet natuurlik maar jou eie interpretasie probeer gee van wat hier gebeur het, Pieter. Kyk, Saterdag het president Trump gesê dat hy Iran 48 uur gee om te verseker dat olietanksskepe deur die seestraat van Hormuz kan beweeg, veilig daardeur kan beweeg. En dit volg natuurlik na die uitdagings met olielewering, die olieprys wat gestyg het verlede week weer. Daar was veral verlede donderdag, Vrydag skerp stygings weer in oliepryse. En natuurlik internasionale kommer wat begin ontstaan het oor moontlike olietekorte, brandstoftekorte en baie van Amerika se tipiese bondgenote. Mense dink nou maar aan lande in Europa, 'n land soos Indië en Asië, baie ander lande wat natuurlik druk op die Amerikaners begin plaas het en gesê het, "Joh, julle, ons sal 'n plan moet maak. Dit is baie sleg vir ons ekonomie indien daar toenemende olietekorte gaan ontstaan." En ek dink binne daardie konteks van Trump wat graag wil sien dat hierdie konflik tot 'n einde kom, het hy dan hierdie ultimatum gestel Saterdag aan Iran. En toe vanoggend, net voordat die 48 uur ultimatum verstryk het hy aangekondig dat daar wel gesprekvoering was met Iran en dat daar vordering gemaak word en dat hy daarom eintlik 'n 5 dae uitstel gee. Nou wat was sy ultimatum? Sou Iran nie ingestem het nie, sou Amerika eintlik met 'n volgende fase van hulle militêre operasie begin het. En dit is aanvalle op Iran se eie energie-infrastruktuur. Nou mense moet die konteks hier verstaan. Die afgelope 3 weke het Amerika eintlik grootliks vermy om Iran se elektrisiteitsnetwerk aan te val. Met ander woorde, hulle opwekkingskapasiteit, hulle transmissienetwerke, dis nie regtig aangeval nie. En dit is 'n reuse netwerk. Iran wat die afgelope 15 jaar sy opwekkingskapasiteit met 50% verhoog het. Hy is die tweede grootste produsent van elektrisiteit in die Midde-Ooste na Saudi-Arabië. En Trump het gesê hulle is gereed om dit aan te val. Nou die meeste elektrisiteit in Iran word opgewek uit aardgas uit, hierdie reuse gasturbines. En Amerika het eintlik begin voorberei om dan nou dit aan te val, veral naby die hoofstad Teheran, wat dan nou sou beteken dat jy ook dan nie net gewone mense afsny van toegang tot elektrisiteit nie, maar ekonomiese aktiwiteit in die land tot stilstand sou ruk. So dit sou verseker 'n volgende fase van hierdie konflik gewees het. Nou Trump sê vandag, en ek het gekyk wat hy gesê het vir joernaliste voordat hy na Memphis in Tennessee vertrek het, het hy baie duidelik gesê dat hy glo daar word vordering gemaak, en dat Iran eintlik ingestem het tot 'n hele klomp eise wat die Amerikaners aan hulle gestel het. Nou, 'n mens verwag in so 'n konflik dat daar onderhandelinge plaasvind agter die skerms, dat daar bemiddeling plaasvind. Ons hoor baie berigte dat 'n land soos Oman tans probeer bemiddel, dat Qatar probeer bemiddel, dat die Turke definitief Turkye daarbey betrokke is en besig is. Iran op sommige elemente van die regime in Iran ontken dit vanaand, maar die groot vraag is natuurlik wie praat op die oomblik namens die regering van Iran. Pieter, dis baie moeilik om presies te bepaal wie regtig kan standpunt inneem namens Iran. En ek dink dit gaan een van die uitdagings raak oor die volgende paar dae. Daar die vraagstuk oor wie dan nou namens die regering van Iran kan praat en hoe dit gaan uitspeel. Ek wil nog een punt maak miskien net, en dit is dat dit tog vir my toenemend lyk of die oogmerke van Amerika en Israel
uiteenlopend is die finale fase van oogmerke. Ek dink in die eerste 3 weke het die twee lande grootliks dieselfde oogmerke gehad, né? Vernietig in 'n groot mate Iran se vloot en sy lugmag, sy aanvalskapasiteit, ook sy lugafweerstelsels om homself te verdedig en natuurlik ook dan die leierskap van die regime in Teheran. Nou ja, Amerika en Israel wat in daardie oogmerke in 'n groot mate geslaag het. Maar ek dink as jy begin luister die naweek na president Trump en aan die een kant en jy luister aan die ander kant na byvoorbeeld Benjamin Netanyahu van Israel, die Israelse minister van verdediging, ook al die top leiers, dan dink ek het Israel bietjie langer termyn oogmerke. My vermoede is hulle gaan langer militêr betrokke wees, terwyl dit tog vir my duidelik is dat Amerika steeds by sy beplanning bly wat president Trump reg aan die begin van hierdie militêre operasie gesê het, en dit is om 4, 5 weke, miskien 'n maand en 'n half of wat hiermee besig te wees, en dat hulle by daardie oogmerk is dat dit 'n korttermyn militêre operasie is met baie spesifieke doelwitte. So dis tog vir my interessant hoe die twee strategieë tans besig is om te ontwikkel, en ek dink ons moet dit dophou oor die volgende paar dae. Ja, ek het net nog 'n vraag aan jou is, ek het nou oor die naweek het ek bietjie CNN en Sky News dopgehou, en wat oplettend was dat die president van Iran het 'n video vrygestel waar hy in een van hierdie bankers sit, en beide CNN en Sky News het opgetel dat dit vir hulle lyk asof die president Masoud Pezeshkian eintlik baie moedeloos is, weet hy lyk moeg, en asof hy nie eintlik meer regtig die mag het nie, weet, dit lyk asof hy amper half geskei is van die Iranese magte. Absoluut so. Kyk, as bestaan geen twyfel daaroor nie, Pieter, en dit is nie eintlik iets wat die afgelope 3 weke ontstaan het nie. Dit bestaan sedert Masoud Pezeshkian verkies is as president. Kyk, hy is eintlik 'n meer 'n pro-hervormings, mens kan homself beskryf as 'n progressiewe politieke figuur binne die Iraanse konteks. Dit was eintlik 'n verrassing die slag wat hy verkies is, omdat hy al die uiters konservatiewe kandidaate uitgeknikker het, en wat eintlik bevestig het dat Iranese en baie Iranese burgers natuurlik ten gunste is van hervormings. Die probleem in Iran is nie Masoud Pezeshkian en sy burgerlike regering nie. Die probleem is dat die mag gesentreer is by die ayatollahs, dat die mag gesentreer is binne die geestelike leiers, dat dit gesentreer is by die militêre magte, en nie net die weermag nie, maar eintlik by uitstek die revolusionêre wag, wat 'n baie meer ekstreme groepering is as Iran se weermag. So, en dit is natuurlik wie geteken is ook deur Israel. Daar's 'n baie goeie rede dat Israel se weermag nie die afgelope 3 weke probeer het om Masoud Pezeshkian dood te maak nie. Want hy's nie die vyand nie. Die vyand was die Ayatollah Ali Khamenei. Die vyand was die leierskap van die revolusionêre wag, die militêre leiers. Dit is die mense wat die vyand is, en dis die mense wat deur aanvalle geteken is. En dis hulle wat probeer hergroepeer, wat probeer om steeds die mag te behou. So daar is ook 'n interne magstryd. Ons moet dit nie vir 'n oomblik miskyk nie. Daar's 'n wesenlike interne magstryd in Iran aan die gang oor wie is regtig gaan bewind. Daar's ook 'n goeie rede hoekom ons die nuwe Ayatollah, die nuwe geestelike leier nog nie gesien het nie. Ons weet nie eens of hy leef nie, ons weet nie hoe ernstig is hy beseer nie, ons weet eintlik niks van hom nie. Daar is om die waarheid te sê tans geldige beweringe dat sommige van hierdie leiers nie eers meer in Iran is nie, en dat hulle waarskynlik skuil in ander lande, moontlik in Rusland, moontlik in Turkye, ons weet nie waar anders dalk nie. Ek dink jy sit hier met 'n totale leierskapsstruktuur in Iran wat in 'n krisis verkeer, wat ongeorganiseerd is, wat baie van hulle strategiese leiers verloor het. 'n week gelede natuurlik ook die voorsitter
van die Nasionale Veiligheidsraad wat dood is, die minister van intelligensie wat 'n belangrike rolspeler is, die is onlangs dood in 'n aanval deur Israel. So daar's 'n wesenlike leierskapskrisis in Iran en ek dink dit dra by tot die probleem om uiteindelik 'n skikking te bereik. As jy en veral dan nou die Amerikaners, Amerika 'n skikking wil bereik met die regime, dan sal hulle natuurlik met die regte mense moet praat en op hierdie stadium het Trump ook oor die naweek gesê dat hy's nie altyd seker met wie hulle moet praat nie, omdat daar soveel interne struwelinge binne die regime in Iran is. Nou hierdie oorlog het natuurlik ook 'n invloed hierso met ons in Suid-Afrika, Pieter. Hoekom sien ons dat baie van hierdie vulstasies begin hulle pryse van diesel lig, want weet diesel is nou nie so gereguleer soos wat petrol byvoorbeeld is nie, so ouens kan maar hulle eie min of meer prys bepaal. Ja. Hoekom sien ons dat diesel nou duurder is, maar petrol nog nie? Ja, sover ek verstaan, diesel is nie gereguleer deur die regering op die manier wat dit met petrol gebeur nie, so waar petrol tipies op die eerste van die maand die nuwe prys sal inwerk, volg diesel meer die styg en die val van die groothandelprys en dit kan daarvolgens beweeg. Ek het gelukkig nog nie by my brandstofpomp aangekom en dit aangetref nie, maar ek het self ook die berigte gesien. Ek weet nog nie of dit bevestig is nie, maar die R29 brandstofprys wat ek gesien het op 'n foto wat op sosiale media rondgaan, wat daar blyklik in Durban rond. So nee, wat dit is natuurlik veroorsaak dit groot spanning en ek meen met diesel wat natuurlik in groot vervoer en logistiek en met vragmotors en weet in industrie meer nodig sou wees, is dit ook te verstaan dat dit die geval sou wees en dat daar 'n groter vraag is, sover ek verstaan, uit Europa aan 'n tyd soos hierdie, wat hulle juis diesel opkoop vir daardie doeleindes in Suid-Afrika. Die manne wat weet al baie daaroor geskryf, is natuurlik geweldig vatbaar vir so 'n soort iets. So kommerwekkende tye, maar ek wil net by sê, as 'n ou nou so na Jaco luister met die verduidelikings wat hy gee, jy weet, 'n ou kan nog vra wie praat namens Iran, maar vir jou gewone media gebruiker is dit so nodig nou om hierdie soort ontleding te kry, om te kan verstaan wat regtig aangaan daar aan die ander kant. Ek bedoel, oor die naweek het ons nog gehoor van die ultimatum wat hy stel en nou nie eers soveel ure later nie, hoor ons daar's moontlik 'n soort kompromie agter die skerms aan die gang. Die goed beweeg geweldig vinnig. Willie Spies het ook 'n baie belangrike stuk geskryf oor die naweek oor hoe die Iranese metode strook met wat Vietnam gedoen het in die 1960s, nie net met die asimetriese oorlogvoering nie, maar ook met die soort boodskappe waarmee simpatie vir hulle gewek word deur die res van die wêreld. Dit skep hierdie geweldige de mekaar media gebruikersomgewing. Ek wil amper vir julle sê hierdie is 'n toets vir die moderne media gebruiker. Hoe vinnig die inligting beweeg en dit sluit ook aan by die petrolprys natuurlik. Dit is op hierdie stadium nog moeilik om sin te maak, wat kan ons glo, wat kan ons nie glo nie. Maar ja, die aanduidings is die R5 op petrol, die R8 op diesel, en dit voorspel niks goed vir meeste van ons nie. Ja. Jaco, daar waar jy tans is, wat Noord-Kaap, hoe lyk pryse daar? Ja, ook wisselend natuurlik en Pieter is heeltemal korrek. Dat dieselpryse is ongereguleerd. Petrolpryse word maandeliks vasgestel met natuurlik 93 oktaan en 95 oktaan en dan ook 'n prys nader aan die kus en 'n prys na die binneland. En die rede vir daai prysverskille, die oktaan verstaan ons natuurlik, dis twee totaal verskillende gehaltes brandstof, maar dan die binne die aan die kus hoef natuurlik nie vervoer te word nie. Daar's vervoerkostes vir die binnelandse mark met pyplyne en ander maniere wat dit vervoer word. So dit is gereguleer en vulstasies mag nie oortree op daardie reël nie. En daar is natuurlik 'n gereelde onderverhaling of oorverhalings wat dopgehou kan word en dit is hoekom ons eintlik nou alreeds weet dat brandstofpryse die 1 April waarskynlik heelwat gaan styg want daar is 'n daaglikse onderverhaling in die prys wat aan ons gekommunikeer word. Mense kan dit sien. Diesel is minder gereguleer. Dit is heeltemal korrek. Daar is riglynpryse wat deur die regering gepubliseer word, maar dit is grootmaatpryse.
dieselpryse. Die rede hiervoor is natuurlik dat petrol word meerendeels gebruik deur jou gewone verbruikers, mense met hulle motors, wat by 'n volstasie ingooi en wat rondry, wat werk toe gaan of kinders skool toe vat en vir gewone persoonlike vervoer gebruik. Diesel is meerendeels en natuurlik het baie mense ook diesel voertuie en so, maar diesel word natuurlik op groot skaal, die oorgrootste deel van diesel in die land word gebruik deur vervoer, deur vragmotors en deur industrieë. Dit is 'n ekonomiese dryfveer wat in produksie en vervoer van in die land gebruik word en daarom is dit ongereguleerd. En ek kan vir jou sê my vorige motor was 'n diesel voertuig gewees en jy soek maar 'n bietjie rond en daar was maar altyd 'n redelike speling. Om die waarheid te sê, daar was lank voor hierdie konflik, was daar 'n speling van 'n goeie 3, 4, soms selfs R5 wat 'n mens kon vind. Tussen dit wat jy betaal dikwels by hierdie mooi vulstasies waar in stedelike gebiede, daar is die diesel gewoonlik die duurste en dan as jy hier langs die groot paaie na van hierdie diesel depots toe gaan waar die vragmotors ingooi, dan is dit 'n hele paar rand daar goedkoper en natuurlik omdat hulle op so 'n groter skaal verkoop, soveel meer volume kan lewer. So dit was altyd ongereguleerd met 'n voorgeskrewe of 'n riglyn groot maat handelsprys, maar kleinhandelaars wat heeltemal die reg gehad het om natuurlik wisselend op te tree. Daar is dink ek geloofwaardige berigte dat baie handelaars eenvoudig hulle dieselpryse op verregaande vlakke verhoog het die afgelope week of 2. En dit vind jy nie by daardie dieseldepots noodwendig soveel waar al die groot vragmotors ingooi nie, maar jy vind dit dikwels in dorpe met sê maar 1 of 2 vulstasies of in 'n stedelike gebied waar iemand met 'n dieselvoertuig nie maklik nou 'n groot dieseldepot of so iets kan gaan opsoek nie en eintlik maar half verplig is om by 'n plek in te gooi. En dan het van hierdie klein handelaars heeltemal binne hulle regte natuurlik die geleentheid gebruik om wins te neem, om groot winste te neem. Mens kan 'n vraag daaroor vra oor hoe eties dit is. Ek dink nie dit was altyd baie eties nie. Ek dink dit is selfs dalk oneties in sommige gevalle waar dit regtig ekstreem is. Maar goed, dit is ook die vrye mark. Daar was om die waarheid te sê die afgelope paar jaar al talle voorstelle gewees dat die petrolprys ook ongereguleerd moet wees. Met ander woorde dat die huidige vaststelling van petrolpryse uitgefaseer moet word en dat kleinhandelaars ook moet kan vra wat hulle wil en moet kan meeding teen mekaar op prys. Nou ja, daar was nie noodwendige enige beleidsveranderinge daaromtrent nie, maar dink hoe interessant sou dit gewees het as petrolpryse vandag met hierdie konflik ook ongereguleerd sou wees. Dan sou jy waarskynlik party volstasies gehad het wat nog R21 vra 'n liter en ander wat dalk R30 'n liter vra. Dit skep wel uitdagings op plekke waar die aanbod beperk is. Ons sien natuurlik ook ander kwessies en dit het te maak met verskaffing, met tekorte wat ontstaan in sommige dele van die land. Op hierdie tydstip dink ek is baie van dit gedryf deur paniekaankope. 'n Mens weet van baie mense wat paniekaankope gedoen het, veral mense wat redelike stoorruimte het, wat byvoorbeeld redelike tenke het waar hulle brandstof kan laat stoor. Daar was baie paniekaankope gewees en dit het in dele van die land bietjie tekorte laat ontstaan. Ek weet byvoorbeeld hier in die Noord-Kaap was daar in sommige dorpe verlede week waar daar in 'n hele dorp geen brandstof beskikbaar was nie. Maar daar is steeds brandstof wat aankom. So ek dink dit is belangrik om dit te besef dat dit is ook nou nie asof die hele wêreld se olievoorraad deur die seestraat van Hormuz beweeg nie. Dit is omtrent maar 20%. 80% van brandstof kom van ander plekke af. En ook Suid-Afrika se brandstof. Ons koop nie net aan vanuit die lande daar rondom die Persiese Golf nie. Ons kry self ook voorrade van uit die kus van Afrika en selfs op ander plekke. So ek dink die een probleem wat ek tog hier wil uitwys, is weer eens die foute wat Suid-Afrika gemaak het. En daar's vir my 3 dinge wat die regering beleidsgewys die afgelope paar jaar reuse foute begaan het.
Die eerste is juis by wie ons aankoop dat dit nie genoeg gediversifiseerd is nie. En ek dink lande wat 'n goeie gediversifiseerde aankoopstrategie gehad het die afgelope paar jaar het die minste probleme. Jy sien nou tipies 'n land wat meeste van sy olie aangekoop het by Bahrein of Kuwait of selfs Iran. Hulle het uitdagings. Die tweede is natuurlik dat die meeste van ons vermoë om ruolie deur die prosesse te sit sodat hy verkoop kan word as 'n kommersiële produk, daardie raffinaderye, dat ons dit verloor het. Baie van ons raffinaderye het bloot net gesluit. Dit was 'n reuse fout gewees, eintlik 'n terugslag tot ons ekonomie. Met ander woorde, ons moet produkte aankoop wat reeds deur daardie prosesse is en dit is tans moeiliker om te verkry. En die derde punt is natuurlik ons reserves. Suid-Afrika het dekades gelede, nog in die apartheidsjare, 'n reuse vermoë opgebou as land om reserves te kan stoor. Kom ons wees nou maar eerlik, hierdie regering, die ANC-regering, het van baie van daardie reserves ontslaag geraak. Dis natuurlik lekker vinnige kontant, né? As dinge goed gaan in 'n land en jy kry maar altyd jou skepe wat aankom en jy kry jou petrol en diesel, dan sien jy dit as 'n geleentheid om geld in te kry en ons het te veel as land van ons reserves verminder, ons noodreserves, duidelik ook 'n fout gewees. So, daar's beleidsfoute gemaak. Ek dink nie daar gaan oor die volgende paar weke 'n noodwendig 'n algemene tekort aan brandstof ontstaan, 'n reuse tekort nie, daar kan beperkte tekorte voortduur, maar ja, die werklikheid ongelukkig is dat daar 'n stygings sal wees in brandstofpryse, selfs as die oorlog binne 'n week of 2 van nou af tot 'n einde moet kom. Ek praat nou hier van 'n heel beste scenario. Kom dit wel vir ons almal hoop en bid wat gebeur, dan sal daar steeds 'n stygings wees, want onthou daar is nou alreeds vir 'n tydperk 'n redelike ernstige onderverhaling in pryse. Ons is net nou weer terug, dan gaan ons 'n bietjie gesels oor die Madlanga-kommissie en kan Zuma en Malema kamerade word? Bly ingeskakel. Welkom terug, jy luister Fokus. Ek is Pieter Kloete, my gaste vanaand Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling by Solidariteit, en dan ook hier in die ateljee het ek vir Pieter Jordaan, hy is die hoof van nuus en publisiteit by Solidariteit. Pieter, wat is die nuutste met die Madlanga-kommissie? Ja, ek dink, miskien praat ek namens baie van die luisteraars en die kykers hier. Baie mense het dalk al belangstelling verloor in wat daar sou gebeur. Dis nog 'n kommissie, wat lank voortsleep. Dit is beskuldigings van die een kant na die ander kant toe. Die afgelope week het ons die getuienis gehoor van Sersant Fani Nkosi, ek dink hy is die regterhand van luitenant-generaal Shadrack Sibia, die voormalige adjunk polisiekommissaris, nee. Die beskuldigings daar gaan links en regs alle kante toe. Selfs Julius Malema se naam is genoem. Ons het gehoor hoe hoë lede van die Tshwane Metropolisie betrek word. Dit is duidelik nie net iets wat beperk is tot, kom ons sê, KwaZulu-Natal, waar Nhlanhla Mkhwanazi vandaan kom, of dan nou die Oosrand, waar so baie van die gebeure afgespeel het die laaste tyd nie. Dit lê so ver en wyd, en weer eens, dit is geweldig moeilik om sin te maak hiervan. Ek dink vir die gewone media gebruiker is daar ongelukkig daardie skeptiese gevoel oor wat beteken dit alles nou regtig. As jy kyk, daar was pas weer berigte oor die teleurstellende min hoeveelheid dokumentasie wat by die nasionale vervolgingsgesag uitgekom het, wat voortspruit uit die Zondo-kommissie, wat nou al 'n paar jaar agter ons lê, vir daardie vervolging om te kan gebeur. Waarom sal enige regdenkende Suid-Afrikaner sit en kyk na die Madlanga-kommissie en dink, nou is die bal in die rol en die dinge besig om te gebeur? Ek dink daar is geweldige twyfel daaroor. Wie praat die waarheid en wie is besig om te jok? Dit gaan iemand slimmer vat as ek om te sê, trouwens, ek dink baie min van ons weet op hierdie stadium. Dit is 'n oor en weer vingerwysery. Wat dit wel wys, is die ongelooflike groot krisis waarin nie net die polisie verkeer in Suid-Afrika nie. Natuurlik, Malema die afgelope week die beweringe ten sterkste ontken en beweer dit is 'n komplot om hulle omver te werp. Wat anders het ons verwag as dat hy presies dit sou sê?
So die Madlanga kommissie is intussen verleng met 'n tydperk van 6 maande. Verdere R100 miljoen dink ek is daarvoor op sy gesit. Weereens, ek dink van al die opskrifte oor die Madlanga kommissie die afgelope week, wat het die gewone Suid-Afrikaner die meeste opgeval? Nog 'n R100 miljoen wat op sy gesit word vir 'n kommissie wat, sover dit my aangaan, nie tot enige ware vervolging gaan lei nie. En ek dink dis die gevoel opgesom. Ja, net nog dokumente en verslae wat gaan stof gaar. Absoluut. Jaco, as jy iets wil bysê oor die Madlanga kommissie, jy sê meer as welkom, maar ek wil ook tog vir jou vra oor kan Zuma en Malema kamerade word? Dis na die naweek het Zuma natuurlik in Limpopo aangekom om ook sy medelee vir Malema te betoon nadat Malema se tannie wat hom eintlik groot gemaak het oorlede is, Jaco. Ja, dit is Pieter natuurlik twee watter absolute obskure figure, jy weet, om te kyk na die foto's en die beeldmateriaal van Jacob Zuma en Julius Malema, en om te dink dat hierdie is twee van die belangrikste politieke figure hier in 2026 in Suid-Afrika in aanloop tot 'n munisipale verkiesing. Nou, ons sien peilings wat voorspel dat Zuma se party MK in Durban, in Natal, KwaZulu-Natal byvoorbeeld, die munisipaliteit kan oorneem en dat hulle baie setels gaan wen in Natal en in Gauteng en ander plekke. Ons sien Julius Malema se afskop van hulle verkiesingsveld tog in die groot byeenkoms wat hulle gehou het en die mense is eintlik verstom want dit is twee mense met werklik waar die soort van karakter wat eerder op plekke hoort soos miskien die gevangenis, jy weet, en nie in die aktiewe politiek nie in leierskapsrolle nie. Daar het ons nou gesien dit wat Pieter na verwys het by die Madlanga kommissie, die beweringe teen Julius Malema wat gemaak is. Daar's ernstige beweringe oor tenders by die Tshwane Metro waarby na bewering die EFF en Action SA betrokke sou wees vir tenders vir veiligheidsdienste. Ons weet van die talle ernstige korrupsieklagtes teen Julius Malema oor tye, die feit dat hy nog gevonnis moet word vir daardie saak waarna hy reeds skuldig bevind is in die Oos-Kaap, die talle klagtes teen Jacob Zuma wat nou al sloer vir wat is dit byna 2 dekades, né? Dit strek terug na die ondersoeke oor die wapentransaksies, né? En ons kan daarna natuurlik die lang lys van ernstige klagtes deur staatskaping noem wat ek dink nie Jacob Zuma in sy leeftyd, want kyk hoe oud is hy al, ooit voor vervolg sal word nie. En tog sien ons dan weer die twee figure verskyn daar by mekaar en 'n soort van rasse solidariteit toon, want daar's duidelike verwysings na ras en dat die twee moet saam staan binne 'n swart solidariteit. Dis die woorde wat hulle gebruik het, dis nie wat ek gebruik nie. En dit bewys vir ons en bevestig vir ons die desperaatheid van hierdie politieke figure in Suid-Afrika. Kyk, wat die Madlanga kommissie ook maar weer eens bevestig het, is dis die soveelste kommissie wat bewys dat die hele politieke stelsel in Suid-Afrika totaal verrot is. Hy's vrot. Waar ook al jy 'n kommissie gaan aanstel en jy ondersoek iets, vind jy hierdie totale verrotting, of dit nou is in die polisie of in die gesondheidsorg, of in die staatsdiens, waar ook al, jy weet, daar's korrupsie oral te vind en almal is betrokke. Jy weet, dit kom uit, dit is hoekom hierdie Madlanga kommissie se werk verleng is. Hy moes eintlik verlede week al klaar gemaak het, hy's nou verleng tot 31 Augustus, soos Pieter sê, nog 100 miljoen rand, dit gaan nou 247 miljoen rand kos, en dit bevestig eintlik maar net wat ons lankal weet, die hele stelsel is verrot en is korrup, en ons sit met politieke partye
soos die ANC en MK en die EFF, daar's nou beweringe ook teen Action SA, daar sal beweringe gemaak teen mense in ander partye soos die Patriotic Alliance en ander. Daar's so 'n wye netwerk van individue en partye wat op een of ander manier betrokke is in hierdie kultuur van korrupsie, hierdie diep liggende kultuur van korrupsie, dat as jy 'n munisipaliteit oorneem, jy neem sê nou maar die Tshwane Metro oor, dan is die eerste vraag wat jy jouself afvra, hoe kan ons geld steel? Hoe kan ons tenders toeken om geld te steel, né? En dit het amper die politieke kultuur in Suid-Afrika geword op plaaslike vlak, provinsiale vlak en nasionale vlak. So, nee, weet jy, as ek dit maar net kan sê, is ek het gekyk na die twee figure, Jacob Zuma en Malema, en met myself gedink, dit som eintlik op, as die twee langs mekaar staan, so korrup soos wat hulle is, die verskriklike rekord wat hulle het, en hulle praat oor rasse solidariteit, dan sê dit vir my eintlik die tragiese plek waar Suid-Afrika as land homself in bevind in 2026, en ons is op pad na 'n munisipale verkiesing. Dit voorspel vir my iets van die veldtog wat voorlê, dat dit 'n rasgedrewe veldtog gaan wees, 'n veldtog vol ekstremisme, ekstremistiese uitsprake, maar ook 'n veldtog vol desperaatheid vir politieke mag om setels te wen sodat jy meer korrupsie kan pleeg. Dit is die aard van hierdie leiers. Nie alle politici in Suid-Afrika nie, daar's ook goeie politici, daar's ook goeie politieke leiers, maar dit is die aard van hierdie politieke leiers hier in aanloop tot verjaarsverkiesing. Ons is net hierna weer terug en dan wil ek bietjie by die twee manne hoor, gaan Balula staan vir president en van die ANC en ook van ons land in 2028 en wat is die kans dat hy kan wen? Net hierna. Welkom by Fokus, my gaste Pieter Jordaan en Jaco Kleinhans. Pieter, ek wil weer sommer by jou inval. Dink jy Balula, ek sien hy vier nou weer asof hy mik vir leierskap of vir die ANC of dan vir presidentskap. Dink jy daar's 'n kans dat Fikile Mbalula president kan word van Suid-Afrika en van die ANC? Hy was geweldig luidrigtig hierdie afgelope week of wat. Maar wat is sy byname? Hy was al Razmataz en hy was, nou moet ek 'n mooi Afrikaanse weergawe vind, hy vrees nie veel nie. En ek dink sy soort sy manier lyk nie vreeslik staatsmanagtig nie. Ek dink dit is die eerste ding wat hy ou kan noem omtrent Fikile Mbalula, maar dis nie die belangrikste nie. Die belangrikste is buitendien dat hy is nie gewild in sy eie party nie en dit kan mens ongelukkig afhangende van wat se hoek jy dit natuurlik bekyk, sê van meeste van die kandidaate wat genoem word, Paul Mashatile beslis nie. Die ANC is nog vinniger op pad ondertoe as wat hulle reeds is. As jy na hom kyk, is hy potensiële leier vorentoe. Dis van die name wat genoem word, Mbalula, en dan natuurlik Ronald Lamola, dalk 'n bietjie jonk vir ANC leier as hy ou na die geskiedenis kyk. Ramaphosa genoem, dit wat met beerdkrag gebeur het, miskien maak dit hom in sekere kringe 'n beter keuse. Dis nog 'n tydjie om te gaan. Dit lyk wel asof Mbalula veral binne Gauteng die speletjie so probeer speel, sodat hy druk verskuif op potensiële opponente in hierdie opvolgstryd vir president Cyril Ramaphosa. Sy rekord as 'n leier, is 'n paar ministeriële posisies waarna ou kan kyk, en het sy dit vervoer of sport of polisie is, teleurstellend. Ek dink dit sluit baie aan by waar ons nou stil gestaan het vir 'n oomblik toe ons gepraat het oor Jacob Zuma en Julius Malema as leiers binne van ons grootste politieke partye vir wie desperaatheid die enigste dryfveer op hierdie stadium is. Partye wat geen goeie tasbare politieke verkiesingsboodskap het met 'n munisipale verkiesing net om die draai nie. En nou skuif jy dit ook ANC toe. Dit is die gehalte van leierskap waaruit daar gekies word. Geen wonder kan 'n mens dan sê dat hulle eie kiesers hulle begin versaak het, lankal al nie. Dit kon mens sien met die 40% by die vorige verkiesing, en daar word voorspel dat dit nog veel verder
as dit gaan val. Natuurlik gaan dit nie net oor hierdie swak leiers van nou nie. Dit gaan oor 'n rekord van vrot regering. En Mbalula kom nog al die pad saam met hierdie soustrein tot hier waar ons nou staan. Miskien hoor ons net meer van hom, want hy het 'n gawe daarmee. Sterk spreker. Meneer Razzmatazz, meneer president, dink ek so nie. Jaco, jy kan ook 'n kommentaar lewer daaroor en ek wil ook hê jy moet sommer in dieselfde mond ook 'n bietjie vir ons gesels oor die tussenverkiesing, weet die IFP wat al goed in KwaZulu-Natal doen en die PA in die Weskaap en die Oos-Kaap en dan as daar tyd is sommer 'n bietjie oor die internasionale verkiesings wat nou gaan plaasvind. Ja, dankie Pieter. Dis 'n mondvol. Ek kan met ons ander kollega Pieter maar net saamstem dat die ANC se leierskapstryd het reeds begin. Hy is aan die ontwikkel. Ons sien al hoe meer ekstremisme, met ander woorde asof die een persoon die volgende moet oortref. En Fikile Mbalula is by uitstek dit, nee, hy is 'n ekstremis. Hy is 'n haatdraande mens wat haatboodskappe uitstuur. Ek dink ek wil so ver gaan om te sê dat Fikile Mbalula is 'n rasis. En ek dink hy het verkeer onder die indruk dat dit 'n soort van lyn is wat hy kan volg wat hom kan help om 'n leier te word. Nou ja, hy is in 'n verkose posisie. Die interessante binne die ANC is natuurlik dat die posisie van sekretaris-generaal van die party nie 'n aangestelde posisie is nie, maar dat dit wel 'n verkose posisie is. En dit beteken dat daar 'n meerderheid van ANC-afgevaardigdes by die laaste konferensie was wat hom verkies het. Maar goed, dit is ook by daai selfde konferensie waar iemand soos Paul Mashatile as adjunkpresident aangewys is en dis maar dieselfde mense wat in die verlede mense soos Jacob Zuma ook verkies het. So 'n mens moenie van 'n ANC-konferensie te veel verwag nie. Ek dink wat vir my duidelik is dat daar 'n desperaatheid by die ANC is. Die ANC verkeer in diep moeilikheid. Die party se steun het nie herstel na die verkiesing van 2024 nie. Daar's eerder aanduidings dat die party besig is om meer steun te verloor, dat daar 'n sterk wegbly-stem kan wees later vanjaar in die munisipale verkiesing en dat dit die ANC geweldig baie setels kan kos. Onthou met die vorige munisipale verkiesing het die MK party nog nie bestaan nie, het hy nog nie deelgeneem nie. So jy sit in 'n party, die ANC, wat tans kyk na die hoeveelheid munisipale rade wat hy beheer, plekke waar hy in koalisies regeer, maar ook totaal hoeveel munisipale setels hy het. En die werklikheid is net volgens huidige peilings kan die ANC 'n groot deel van daardie setels, 30%, 40% daarvan kan hy potensieel verloor. So 'n klomp mense binne die party kan poste kwyt wees, hulle kan hulle posisies verloor, hulle kan burgemeesterskappe verloor en weer eens, die ANC is 'n party wat ideologies gedrewe is. Ons moet dit altyd baie mooi verstaan, die vraag oor waarom die ANC so swak regeer, so korrup is, so geweldig baie foute maak, infrastruktuur laat verval, soveel skuld maak, staatsskuld maak, al die verkeerde dinge doen, kom vanuit die ideologie. Dit kom vanuit die ideologiese fundament van die ANC. Daar's 'n goeie rede waarom die regering van Nicolás Maduro in Venezuela misluk het. Daar's 'n rede waarom die kommunistiese bedeling van Cuba tans besig is om heeltemal te misluk. En so kan ek 'n paar ander lande voorbeelde noem. Dit is lande wat en regerings wat dieselfde ideologie as die ANC gedeel het. Die ANC het 'n ideologie van sentralisering, van mag, van afhanklikheid van die burgery wat afhanklik is van die sentrale regering, met ander woorde 'n groot welsynstaat, van beheer oor die oor die ekonomiese oor die ekonomie, oor regulering van die ekonomie, al hierdie soort van beleid wat teen kapitalisme is, wat teen vryheid is, teen die vrye mark, dit alles speel af voor ons oë. Nou interessant genoeg, ek dink ons kan gerus
'n bietjie meer die tussenverkiesings dophou. Daar vind gereeld tussenverkiesings plaas. Daar was verlede week 'n hele reeks tussenverkiesings en die Inkatha Vryheidsparty wat uitsonderlik goed gedoen het. Die Inkatha Vryheidsparty neem nou al vir maande lank setels af in KwaZulu-Natal by die ANC. Hy het dit verlede week gedoen, hy het by die ANC afgevat, hy het by die NKP afgevat en dit ten spyte van hewige mededinging met MK, met die ANC, doen die IFP tans in tussenverkiesings in KwaZulu-Natal beter as in 2,5 dekades. So ons kan dit gerus dophou. Ons moet dophou die Patriotic Alliance se steun in die Wes-Kaap en die Oos-Kaap veral onder bruin kiesers, waarskynlik ook in die Noord-Kaap waar ons al in 2024 met die nasionale verkiesing gesien het, die party doen goed. Ek het onlangs 'n bietjie gery en interessant, as jy deur dorpe ry in die Noord-Kaap, is daar elke dag politieke aktiwiteit van die Patriotic Alliance. Hulle werf mense, hulle sluit mense aan, hulle het stalletjies op straathoeke. Die Patriotic Alliance is baie goed georganiseer. Mense moet hulle glad nie onderskat nie. Ek dink hulle gaan vir die DA groot kopseer inhou. Die Vryheidsfront dink ek is beter georganiseer as in baie jare. So die DA kry 'n uitdaging van beide kante af, van die een kant van die PA, die ander kant van die Vryheidsfront, die ANC kry uitdagings van beide MK, maar sowel as die PA, maar ook van sy kiesers wat net gaan wegbly. So ek dink jy lê regtig waar, Pieter, 'n baie interessante jaar voor met hierdie munisipale verkiesings. Ek gaan in 1 minuut net vinnig dalk as dit reg gesê oor die 100%. Europese verkiesings, want dit is ook belangrik, Pieter. En dit is dat daar 'n hele reeks verkiesings die afgelope paar dae was. Daar was 'n finale ronde van munisipale verkiesings in Frankryk gister. Daar was in Duitsland en Rynland-Pfalz streeksverkiesing. Daar was in Slovenië parlementêre verkiesing. Daar was 'n referendum in Italië en daar was natuurlik verlede week die munisipale verkiesings in Nederland gewees. En in al hierdie verkiesings is die belangrikste tema massa-immigrasie. Europese kiesers is moeg vir massa-immigrasie. Hulle is moeg vir asielsoekers en vlugtelinge en mense wat hulle lande binnestroom en dit lei tot 'n skerp styging steeds in die steun van partye soos Marine Le Pen se Nasionale Samekomsparty, partye soos die Forum vir Demokrasie in Nederland, die Alternatiewe Duitsland in Duitsland. Al hierdie partye het regtig waar goed gedoen. So ons kan gerus bietjie deur die res van die jaar ook die Europese politiek dophou. Daar is 'n geweldige ongelukkigheid onder Europese burgers met massa-immigrasie. En dit begin in politieke in verkiesings uit te speel en daar lê 'n paar baie interessante verkiesings die res van die jaar in Europa voor. Jaco Venus, baie dankie vir jou tyd. Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling by Solidariteit en dan ook Pieter Jordaan, hoof van nuus en publisiteit by Solidariteit. Baie dankie julle twee manne. Dankie Piet.